Soos julle op die video gesien het, het God alles wat ons met ons eie oë kan sien gemaak. Hy het ook die paradys gemaak. Ja, God sorg vir alles en almal. Hy het mos die eerste mens gemaak, Adam. Hy was die heel eerste mens op aarde. God het die paradys pragtig geskep as 'n spesiale plek vir Adam en die diere om te bly. Wie van julle kan vir my sê waaruit het God vir Adam gemaak? Ja, God het vir Adam uit die grond gemaak. Die naam Adam beteken die een wat uit stof gemaak is. Wat 'n wonderlike dag. Môre al julle pragtige diere. Ai, ek wens tog sodat julle met my kan praat. Ons speel daarom lekker met mekaar. Ek sal net hoekom voel ek so alleen? Adam, ek is baie lief vir jou. En ek sien jy is baie lief vir die diere. Jou eerste werk is om vir al die diere en die voëls van die lug te sorg. En jy moet oor hulle heers. Jy sal in hierdie tuin wat ek gemaak het woon, dit bewerk en oppas. Hier is allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet en volop groen gras en struike. Dankie God vir my mooi blyplek en al die diere en die voëls en alles wat U vir my geskep het. Ek was nou juis besig om hierdie diere wat U na my gebring het, om hulle name vir hulle almal te gee. Kyk hierdie ene, ek gaan hom leeu noem. En hierdie groot is sommer olifant. En hierdie enetjie, ek gaan hom akedus noem. Hierdie is 'n pragtige voël, maar ek moet nog 'n bietjie dink vir 'n naam vir hom. Adam, ek het nog 'n opdrag vir jou. Jy moet vir jou 'n gelyke, 'n maat vind tussen al hierdie lewende wesens. O grote God, ek het al hierdie diere nou name gegee en hulle het vir so een vir een deurgekyk, maar ek kon nie vir my 'n maat vind nie. God, U weet alles. Ja, U weet tot dat ek alleen is en na 'n maat verlang. Ek is eensaam, ek voel alleen. Maats, kom ons lees saam uit Genesis 2 vanaf vers 21 tot 22. Toe het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Oh wow, o God, sy is so mooi. Dankie, U is so slim en wys. U het my 'n maat gegee. Ek het vir 'n oomblik weggekyk en toe, wow, hier staan sy langs my. Ek sal haar Eva noem. Ja, dit sal haar naam wees. Eva, want sy sal my vrou wees. Adam en Eva, ek seën julle. Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. O Adam, die tuin is so pragtig en so ook al die diere en al die voëls. Ons blyplek is so mooi en kyk net na al die vrugte aan die bome. Oh, ek word sommer honger. O, maar die paradys is beautiful. Adam, luister mooi na my. Jy en Eva mag van al die plante wat saad en vrugte gee, eet soveel as wat julle wil.
Die diere, voëls en kruipende diere gee ek al die groenplante as kos. Maar van die boom wat in die middel van die tuin staan, mag julle nie eet nie. Maar God, waarom mag ons nie van die boom se vrugte eet wat in die middel van die tuin staan nie? Adam, luister na wat ek julle sê. Julle moet my gehoorsaam wees. Die dag as julle van daardie boom in die middel van die tuin eet, sal julle sekerlik sterf. Adam, kom ons gaan ondersoek die mooi tuin. Jy moet my nog al die name van die verskillende diere, voëls, plante en bome leer. Ja, Eva, kom. Ek sal jou alles leer. En weet jy wat, ons sommer eet van die baie kos wat God ons voorsien het. Boonop het ons nog baie werk hoor. Ons moet vir alles wat God geskep het sorg, die diere, die voëls, die plante. En weet jy wat, selfs die goggaatjies. Maats, kom ons sing 'n liedjie saam oor God se wonderlike skepings. Kom ons staan op en dan sing ons lekker hard. Vissies in die water, kyk hoe swem hulle rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het, die Here, ja, dis hy. Kinders, dink net hoe heerlik was die dae vir Adam en Eva in die paradys. God was lief vir hulle en hulle was lief vir God. Hulle kon sommer enige tyd met God gesels. Die diere, die wildes en die makkes het sommer so met mekaar gespeel. Daar was geen gevaar nie. Net heerlike, gelukkige sonskyn dae. Die dae was nie te warm of te koud nie. Dit was net reg. Maar toe gebeur iets verskrikliks. Daar was iemand wat nie van God gehou het nie. Hy was vroeër 'n engel wat in die hemel was. Hy was ongehoorsaam aan God en God het hom uit die hemel weggejaag. Sy naam was Satan. Satan wou self God wees. Satan het toe 'n slim plan uitgedink, 'n baie skelm plan. Hy het hom as 'n slang vermom. O, wee kinders, ek voel sommer iets verskrikliks gaan gebeur. Kom ons kyk. Wow, maar die boom is darm baie mooi. Jy weet, Adam, dit maak nie saak dat ons nie van die boom se vrugte mag eet nie. Ja, Eva, ek stem saam. Ons het so baie ander bome om van te eet. God is lief vir ons, want hy sorg vir ons. Hy weet altyd wat die beste vir ons is. Hoorie, ek gaan gou hoor hoekom leeu so brul en olifant so trompeter. Ek hoop hulle speel net met mekaar.
Aha! As ek Eva kan kry om ongehoorsaam te wees soos ek, dan sal God ook nie meer van haar hou nie. Ek dink ek moet bietjie met haar gesels. Ai. Sjoe. Maar die boom se vrugte is darm maar die heel mooiste van al die bome in die tuin. Ek wonder tog, hoekom God ons verbied om van sy vrugte te eet. Môre, Eva. Wat? Wie is jy? Hoekom laat jy my so groot skrik? Ek sien jy bewonder hierdie spesiale boom se mooi, groot, ronde, gesonde vrugte. Smaak die vrugte aan hierdie boom lekker? Nee, slang. Ek weet nie hoe die vrugte proe nie. Waarom nie? Het God werklik gesê julle mag nie van hierdie boom se vrugte eet nie? Nee, ons mag eet van al die vrugte van die boom in die tuin. God het ons net uitdruklik verbied om van hierdie boom se vrugte te eet wat in die middel van die tuin staan. God het ook gesê dat as ons sy vrugte eet, dat ons sekerlik sal sterwe. Ag, Eva, luister tog liewers na my. Ek sê vir jou, eet gerus van die vrugte. God weet iets wat jy nie weet nie. Glo my, julle sal beslis nie sterf nie. Haai slang, wat vertel jy my nou? Wat weet God wat ek nie weet nie? God weet dat as jy van daardie boom se vrugte eet, dat jy net so slim soos hy sal wees. Jy sal weet wat reg en wat verkeerd is. Wel, ek moet sê dat hierdie vrug meer begeerlik lyk as al die ander vrugte in die tuin. Ek sal net 'n ou klein happie neem en proe. Maar dis lekker. Eva, wat doen jy? Het jy tog nie van hierdie boom geëet wat God ons verbied het nie? Ag, Adam. God het gesê dat ons sekerlik sal sterwe. En kyk, ek lewe nog. Kom proe. Jy ook van hierdie vrug. Dan sal jy met my saamstem dat dit baie lekkerder is as die ander vrugte. Ag toe man, kom, proe net 'n bietjie hoe lekker smaak dit. Nee, Eva. God het gesê ons mag nie. Adam. Slang het gesê dat ons sal nie sterwe nie, maar dat ons net so slim as God sal wees. Ons sal weet wat reg en wat verkeerd is. Ja, jy's eintlik reg. Hierdie vrug is baie lekkerder as enige van ander vrugte in hierdie tuin. Nee, Eva. Wat het jy my nou laat doen? Ek voel dan nou sommer so baie skaam. Wat ons gedoen het? Ons was ongehoorsaam aan God. Ek was verkeerd. Ons het gesondig. Ag nee, Adam, jy is reg. Ons het gesondig. Ai, ek voel nou so skaam. Ek voel so skaam omdat ek kaal is. Ag nee, tog. Ek moet myself bedek met baie blare. Ai nee, wat het ons nou gedoen? Wat het nou gebeur? Ja, Eva, ek is nou ook sommer skaam. Ek sien ek is ook kaal. Ek moet myself ook nou met vye blare toemaak. Eva, ons moet wegkruip. Kom Eva, ek hoor God soek ons. Kom. Maat,
Ouds, kan julle glo dat hulle van daai vrugte geëet het? Maar ek moet sê, daai vrugte het baie lekker gelyk. Daai slang is seker baie bly en baie in sy skik met sy plan wat nou uiteindelik tot by mekaar gekom het. Ek wonder wat Adam en Eva gaan doen. Ek wonder of God gaan kwaad wees vir hulle. Eva het nie na God geluister nie. Hulle was ongehoorsaam. Nou is hulle bang vir God. En hulle het sommer agter 'n bos weggekruip. Maar God sien hulle. God weet alles. God het geweet wat hulle gedoen het. En God het na hulle kom soek. Adam, waar is jy? Wat moet Adam en Eva nou doen? Hulle kruip sommer agter 'n bos weg. Maar God sien hulle. Onthou, God kan oral sien. Adam, waar is jy? Ek het hier oor wandel in die tuin. Ek het bang geword want ek is kaal. Toe kruip ons maar weg. Wie het vir jou gesê dat jy kaal is? Waarom is jy bang? Waarom het jy vir my weggekruip? Het jy van die vrugte van die boom in die middel van die tuin geëet? Ja, Here, ek het van die verbode vrugte geëet. Maar Eva, die vrou wat U vir my gegee het om my by te staan, sy het vir my die vrugte gegee om te eet. Dit was sy. Wat het jy nou gedoen, Eva? Maar dit is Satan se skuld. Hy het homself as slang vermom. Hy het my verlei en ek het dit geëet. Hy het gesê dat ek nie sal sterf nie. Hy het gesê dat ek so slim soos U sal word. Hy het dit gesê. God is baie kwaad vir die slang, maar hy is ook baie kwaad vir Satan. God weet dit is Satan wat vir die slang die woorde gegee het om Eva te oortuig om die vrugte te eet. Ek sê ook baie kwaad gewees het. Satan is seker baie in sy skik. Sy plan het gewerk. Hy wou ons gehad het dat Adam en Eva ongehoorsaam moet wees aan God. Wat dink julle? Dink julle God gaan hulle oor gehoorsaamheid straf? Slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lang. Daar sal ook vyandskap tussen jou en die mens wees. Adam, wat julle ongehoorsaam was, mag julle nie meer in my tuin bly nie. Die engel sal van nou af die ingang van die tuin bewaak met 'n vlammende swaard, sodat julle nooit weer toegang tot die tuin kry nie. O nee, tog nie dit nie, God. Waar gaan ons nou woon? Die tuin is dan ons enigste blyplek wat ons ken en ons het baie om van te eet hierso. Adam, omdat jy en jou vrou geluister het, moet jy nou die wêreld in met swaar kry en baie harde werk self daaruit te bestaan maak, jou hele lewe lank. En jy, Eva, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Hoe groot God gaan nie ons nou heeltemal verlaat? Is hy nie meer lief vir ons nie? Adam, ek is baie lief vir julle. Ek sal steeds vir julle sorg. Weet net, ek haat sonde. En sonde moet gestraf word. God, gaan ons dan nou oud word en gaan ons doodgaan, sommer net so. Wat gaan ons in die wildernis doen? Wat gaan met ons gebeur? Wat gaan van ons word? Eendag as die tyd reg is, sal daar 'n kindjie gebore word en hy sal Satan finaal oorwin. En al God se kinders sal saam met hom in die hemel woon
tot in alle ewigheid. Maats, hierdie kindjie wat God reeds aan die begin aan Adam beloof het, wat die slang se kop sal vermorsel, is gebore, net soos God beloof het. God hou mos altyd sy beloftes. Wie van julle kan vir my sê, wat was hierdie kindjie se naam? Ja, dit is Jesus, God se eie seun. En as ons dit glo en ons hom volg, sal ons saam met God vir altyd in die hemel woon. Kom ons staan saam, dan sing ons oor God se grootheid, ons wonderlike groot God wat ons dien.